Goeiemorgen allemaal. En mijn vader vanmorgen is ons so dankbaar vir die voorrecht wat ons het om weer by mekaar te kan wees in die naam van Jesus. Dankie Papa God dat U vanmorgen met ons afspraak het. En dat U vanmorgen sal doen en werk volgens die werk aan ons bedien. Word verheerlik vanmorgen en alles wat hier sal plaasvind. Dit sal wees met die toekomstige plan en die doel. En Vader, ek bid vanmorgen dat elke versterende gees gebind sal wees. En Vader, dat elke gedagte gevangen geneem sal word tot gehoorsaamheid aan die woord. In die naam van Jezus. En ons dank U daarvoor. Amen. Amen, halleluja. Ons sukkel al van laas week af in die klank. Ons het dit so 'n bietjie uitgesnoteer. Verskoning vir dit. Ewe skielik het van die speakers sommer net dood gegaan. Ons het Vrydag, Morbied, ons het Vrydag het ons nog 'n bietjie uitgesorteer sodat dit kom beter, ons is amper daar. Halleluja. So ek nou volgende vir jou sê is, ek gaan nie verskoning vra vir laasweek se diens, halleluja. Want soos wat die Here dit wil gehad het, het hy dit gegee. So, as jy nou vanoggend om jou staan, en jy kyk, as 'n paar stoeltjies leeg is, bid vir die mense, halleluja, bid vir hulle. Jy weet, die huis van die Here is 'n baie belangrike plek. Hierdie is 'n plek waar ons God aanbid, waar ons lewe oopmaak vir iemand wat ons kan help. En ons het die onbenullighede nodig. Soos die Here gegaan het in die tempel in, en hy was nie gelukkig met goede wat in die tempel gebeur het nie, het hy dit aangespreek, en julle weet wat dit gebeur, ek hoef het nie te sê nie, maar ek voel net, weet jy wat, die Here is besig met groter dinge, halleluja. So ek nou volgende vir jou sê is, vergeet van jou se skoene langs jou, halleluja. Kom ons fokus vanoggend op die woord wat die Here vir ons gegee het. Yes. Welkom aan pastoor Gerry Pelser. Vanoggend is baie goed om pastoorie te hê. Hy is ook 'n pastoor wat deel en was van my groei en my vrou se groei. En ons is baie dankbaar daarvoor. Vandag kan ek uit my hart net sê, dankie vir almal. Mense het baie mense nodig om vir jou te bid en jou op te dra aan die Here. Want jy weet hoe werk die Here. Hy werk deur 'n mens na 'n ander mens toe, om 'n ander mens tot bekering te bring. Halleluja. Maar so staan die hande en pastoor Gerry, ek sien sommer die blydskap in hulle gesit. Al hulle gebede het nie geval tot teen die grond nie. Dit het vrug gedra. Halleluja. So ek nou volgende vir jou sê is, volgende kan julle nou 'n woord kry wat julle nou nie op die vingers kan slaan, ja, halleluja. So weet dat God vandag 'n ding vir jou kan doen. Weet dat hy hier is. Halleluja. Ons moet die Here plaas in ons lewe. Ons moet nie na die wêreldse dinge toe hardloop nie. Ons moet na God toe hardloop. Halleluja. Kom Annelies en Quintus, kom gevoorend. Halleluja. Soos pastoor, soos ek nou gesê het, hulle is bly oor iets, soos ek bly oor iets. Halleluja. 'n jaar terug het ek vir Quintus en Annelies getrou. Hoor hierso, hulle het die regte ding, hulle het besluit. Saamblyery en daai ding is nie reg die oomblik toe hulle Here ontmoet het nie. En intussen het ek nog nie een keer gehoor dat daar 'n risie is of uitmekaar het gaan stories soos wat die wêreld is. So hulle het besluit, destyds 'n jaar terug het Quintus na my toe gekom, na een diens, en hy het my gesê, pa, kan pa nie ons trou, want ons voel nie, ons wil nie meer sonde lewe. En daar is hulle getrou vandag 'n jaar terug. Kom ons gee vir hulle hande klap. En die volgende gevraag, wie wil die trouwgieters nie veel kry, maar dit lyk my hulle albei verdien het. Halleluja. Is hulle gereed om lekker kerk te hê? Yes. Is hulle lekker, ons hoor ek voel opgewonde oor vandag se diens. Halleluja. Ek voel opgewonde want die Here gaan iets doen vandag. Ons vra verskoning vir 'n paar mense wat gesê het hulle kan vanoggend
Halleluja. Genesing. Halleluja. So ons kan al die eer in die Here gee vir ons. Amen. Is jy gereed vir my? Ons het die liedjie gesing, I speak Jesus. I speak Jesus. Ek kyk gister, kyk ons, 'n breek wat is koud, en ek sien, hulle vang hierdie ou en hulle bind hom vas op 'n stoel. Halleluja, en hy sit daar, en hy sit vasgebind, en daar is niemand wat dadelik kom om hom te help. En die Here gee my 'n woord. Hoeveel mense sit vasgevang in 'n ding? Halleluja. Hoeveel mense bly vasgevang in 'n ding? Halleluja. Dag na dag is dit dieselfde ding wat jy mee vasgevang is. En ongelukkig ons verkeer in 'n tydperk waar dit makliker is om na die wêreld se goede toe te hardloop. Halleluja. As iets net verkeerd gaan, sê finansies word aangeraak, dan is daar 'n paar plekke wat jy dan kan hardloop. Of jy kan by iemand gaan geld leen, of jy kan pawnshop toe gaan, of jy kan loungejaar toe gaan. As jy hartseer is, die meeste gevalle hardloop hulle, of na die Nigeria toe, of borrelstoel toe. Dit gaan die pyn mos verlig. Dit gaan die pyn beter maak. Halleluja. Party mense loop jare en jare met sekere goed, en hulle hou vas daaraan. Halleluja. En julle sal nou sien, hoe kom die Here gesê in sy woord, weens 'n gebrek aan kennis gaan my volk ten gronde. Halleluja. Kom ons maak ons oë vanoggend bietjie oop en kyk wat is besig om rondom ons te gebeur. Halleluja. Is tyd dat ons nie meer moet depend op mense nie. Halleluja. Ek wil nie volgens politiek praat nie. Maar kom ek sê vir een ding, die enigste een wat Suid-Afrika kan red, is die Here. Halleluja. Niemand anders sal hierdie land red behalwe die Here nie. Hulle kan maar presidente van oralste afstuur. As dit nie God se wil is, is dit God se wil. Halleluja. En die Here wys my vanoggend die gebrek aan kennis. My volk. Ek sien gister praat hulle van die Here het in die Bybel gesê, niemand, maar niemand sal my volk aanraak nie, Israel. Wie dink julle wie sit hier vandag? Ons almal wat die Here dien. Wie is ons? Wie is ons? Ons is sy kinders. Halleluja. 'n belofte wat in sy woord gemaak het dat niemand sy kinders sal aanraak nie, sy volk. Halleluja. Ons is sy volk. Laaste wat ek gesien het, as ons almal hom dien, is ons sy volk. Halleluja. Kyk wat gebeur om ons. Kyk wat gebeur om ons. Elke tweede mens aan hoor jy, sê hoor jy. Daai plek is besig
Weet jy hoekom vanoggend, halleluja? Want die Here is nie meer daar waar hy moet wees nie. Ons sit hom nie meer op die troon waar hy moet wees nie, halleluja. Jy gaan vanoggend sien waarna toe ek gaan. Daar het julle die liedjie gehoor. I speak Jesus, oor wat? Oor wat? Oor wat? Oor 'n vision, oor enige iets. As jy die Here se naam roep, breek hy dit. Halleluja. En 'n belangrike woordjie wat ek vanoggend met julle wil deel, 'n baie klein woordjie, is roep. Roep. Wie roep jy voor? In jou situasie. Wie roep jy? Jy sal vir my vanoggend sê, ek roep die Here. Is dit regtig so? Is dit regtig so? Ek wil hê jy moet eerlik wees met jouself vanoggend. Het die Here intussen verander? Van die Bybelse tyd tot nou toe, het die Here intussen verander. Hoekom dink die mense hy verander? Hoekom is die wêreld in so geknors soos wat dit is? Ek vra jou vanoggend, hoekom is die wêreld in 'n geknors soos wat dit is? Werkloosheid, armoede, vloede. Is dit nie vir ons 'n teken nie? Is dit nie vir ons 'n teken dat ons die Here wie op die troon moet sit nie? Is dit nie 'n teken nie? Kom ek verduidelik julle van wat ek vanoggend gesê het oor politiek praat. Halleluja, maar die Here lê dit op hart. By die stad van Bloedrivier, ons gaan terug. Halleluja. Het 'n handjie van boere. Luister. Duisende versorg. Hoekom? Hoekom? Gaan die geskiedenis in terug en kyk jy hoekom? Want daar was Bybelstudie gedoen in die aand. Daar was gebid. Elke funksie wat daar was, het hulle die Here nommer ingestel. Bo alles. En het op die Here vertrou. Wat in die wêreld deesdae, halleluja, sit vasgebind op 'n stoel en hulle wag vir die volgende ou om hulle te kom uithaal. Gaan volgende en ek gaan vir jou sê, toe Dawid in die put gegooi is, halleluja, of Josef in die put, of wie ook al in die put gegooi was, luister gou wat ek sê, as hy nie die Here aangeroep het nie, sou hy nie daar uitgekom het nie, hy sou dood gegaan het daar binne. Halleluja. Soos Jona in die vis, as hy die Here nie aangeroep het nie, was hy nie meer, het hy nie uit die vis se mond uitgekom nie, halleluja. Soos Dawid vir Goliat aangepak het, en hy het nie die Here se krag gevra nie, sou hy nie op sy eie krag kan saad gemaak het. Halleluja. Vanoggend net 2 woorde. Roep en ken. Halleluja. Roep en ken. God se woord sê vir my en jou wat. Elke Sondag, luister. Elke Sondag. Soos ek gesê het, ek sien dit in die gees. Kom iemand in, hy kom met 'n probleem in, as jy hom vra, hoor jy, dis alles alright. Dan kyk jy hom in sy oë, jy sien hoe sy gepreek, halleluja, en sê, ja, alles is alright. Met 'n smile op sy gesig, maar ek sien wat die hart sê. Die oë is 'n venster na jou hart. Halleluja.
iemand in die oor. Kyk iemand in die oor. Stip in die oor. Dan sal ek in die onderskeiding jy sal kan sien. Halleluja. Nou wat skuldig is, nie? Ja, gesien. As ek het praat, kyk jy so. Ek kyk weg, ek kyk so. Kan jy nie die oor kyk jy hoekom nie? Want jy sal sien. Jy sal sien. Dit wat jy vertel is die waarheid. Halleluja. Hoeveel van ons sit in 'n verknors? By die huis, met ons kinders. Hoeveel van ons? My seun is op dwelms. Ek weet nie hoekom ek nie na toe gaan. Of my dogter is op dwelms. Wie is die eerste wat ek roep? Halleluja. Wat sal hulp vraag? Wat sal hulp? Pastoor Gerrie, hoor die swys kan nie meneer help om meneer rehab te kry. Hy moet vandag gaan, hy moet nou gaan. Halleluja. Nie nog môre nie, hy moet nou gaan. Nou net sê vir my een ding, daai persone is benoud. Daai ouers is benoud. Want hulle weet nie wat om hulle kind te doen. Halleluja. Die Here is die Here, ek sê dit altyd. Die ouers is moedeloos. Want jy sien die dwelms wat 'n mens deesdae kry, is so vervaardig teen die vyand, dat hulle van daai kinders die heel teenoorgestelde persoon maak. Halleluja. Julle sal nie glo hoeveel oproepe kry ek elke week. Van ouers wat my bel. Mense wat my bel. En vir my sê asseblief, help ons om ons kind, of ons broer, of een van ons familielede in die rehab te kry. Hy sê ek wil hoor, bring kerk toe Sondag, halleluja. Bring hom kerk toe, bring hom na die huis van die Here toe. Halleluja. Sondag ek staan, ek wag vir die persoon, die family om in te kom met die oukie. Hulle kom. Jy vertrou, hulle vertrou Rehab. Rehab kan miracles doen, halleluja. Ek sê nie Rehab sleg op, luister. As baie Christelike Rehabs. Baie Christelike Rehabs. Daar is Rehabs wat nie daar is vir geld. Dis 'n verskeidenheid in die wêreld is 'n verwys, so almal probeer geld. Halleluja. Die Rehab nommer 1. Die kind gaan rehab. Party van hulle sommer die tweede dag teken homself uit. Ander een nou 'n maand, ander een nou 6 maande, ander een nou 2 jaar. Jy moet onthou, hy was in rehab. Kyk, ek wil net vir julle 'n journey vanoggend vertel. Halleluja. 2 jaar lang sukkel daai ek om reg te kom as hom kryde weer geval. Hy kry net nie reg om te staan vir lank. Weet jy hoekom? Want as jy die eerste keer as ouer geluister het en toe ek vir jou gesê het, bring hom op 'n Sondag kerk toe. Laat hy jou ontmoeting met die Here. Halleluja.
is die Here het my al geleer. Hy het vir my al geleer. Halleluja. Ons gaan al vir die 11de jaar. Elke jaar moet jy in gebed. Halleluja, een single gebed. 11 jaar. Staan sterk. 11 jaar. Dankie Here. Want sonder die kan ek nie doen. Mense sien testimonies elke dag voor hulle oë. Halleluja. Maar hulle verkies nog steeds om te glo dat jou kind gaan regkom en reed. Halleluja. Onthou as jy God nie binne jou het, bly jy 'n oop teken vir die vyand. Halleluja. Glo wat ek vir jou sê, bly 'n oop teken vir die vyand. Jy moet soveel as wat jy kan by die Here se huis uitkom, halleluja, om jou sterk te hou. Want anders sal jy in moeilikheid kom. Ja, ek is so bly. Vanoggend wil ek die Here net eer gee. Ek wil die Here net eer gee. En dit is so maklik om die besluit te neem en die keuse te vat om God te kom. En op hoe ver van hom af lewe, en dink jou lewe gaan 100% regkom. En gaan nie. Wat jy ook in sy woord, nader tot my en ek sal tot jou nader. Halleluja. Dis ek reg om sy verkeerd volg. Nie net nader na my as ek in 'n situasie sit. Halleluja. Oproep my net as my dinge in my lewe verkeerd gaan. En dan sê ek besig om die Here te gebruik vir spaar. Halleluja. As jy nie met tyres op jou kar sit, ne? Hoor wat ek sê, as jy nie met tyres split en nie met tyres op jou kar sit, hy spaar jou vir 'n lang tyd nie nodig. Hoor gou wat ek sê. Dis net dat God in jou lewe kom. Halleluja. Mense glo nie wat ek hulle sê nie, maar hoor wat ek vir julle sê vandag. As jy die Here nommer 1 stel in jou lewe, sê jy die Here. Jy gaan nie verkeerde keuses maak nie. Jy gaan nie afdwaal nie. Halleluja. Ek hoop julle twee woorde die heel volgende. Ons gaan Psalm 50 toe volg. Die Here sê vir jou volg. Jy sê volg. Jy is die een wat nou daar wie jy sit met jouself nie eerlik wees. Halleluja. Waar toe hardloop ek as ek in die moeilikheid is? Jy kan vir my sê, kan jy hardloop na die Here toe? Hardloop jy regtig na die Here toe? Of ga jy na skoonpad? As jy en as hy skoonpad, hoor. Ek wil nou jou dogter teleurstel, nee, maar luister gou. Kan jy nie net vir my 'n paar rand leen asseblief? Halleluja. Ek trap ook op my gevoel. Ek wil eintlik 'n woord gee vir hom. En God sê in sy woord, luister gou, luister. Roep. Hoekom sal hy die woordjie gebruik uit roep? Hoekom sal hy die woordjie gebruik uit roep? Daar is net 2 verse. Waar die Here sê roep. Ek wil vasslaan op hierdie woordvolging van roep.
die woordjie roep, kan vanoggend en hierdie oggend jou hele lewe verander. Hy kan jou hele lewe verander vanoggend, halleluja. God sê, roep my. Nie die nou self op die reer nie. Roep my. Halleluja. Op die bank vir hy oortrokke fasiliteit. Nou, pastoor, as baie mense hulle lyk hy. Nee? Ek sien ons vertroue in die Here is nie meer daar. Halleluja, soos wat dit moet wees. Roep my aan in die dag van benoudheid. Nou wat se benoudheid sit jy vanoggend, halleluja? Oor jou besigheid, oor jou werksomstandighede, oor dat jy werkloos is, oor dat jy nie weet waar gaan die volgende bord kos vandaan kom nie, oor dat jou seun 'n addict is. Wat se benoude oomblik is jy? Ek ben al sekere tydperk vir iets. En dit kom nog nie in werking nie. Luister wat sê God. Luister net. Luister hierdie volgende woord. Luister mooi. Ek. Wie is ek? Die Here. Ek sal jou, nie ander persoon nie, vir jou uithelp. En jy sal my eer. Halleluja. Halleluja. Benoudheid. As jy in benoudheid sit vanoggend, wil ek vir jou sê, dit is tyd om te roep. Halleluja. Dit is tyd om te roep, nie na wêreldse dinge nie, maar na God. Halleluja. Dis Here. Halleluja. Ek hou nie daarvan om dit te doen. Maar die Here lê dit op my hart, as iemand wat ek moet hoor volgens. Ek wil vir jou 'n jarelange swaar kry en benoudheid volgens noem. En ek wil jou iets wys. Halleluja. Soos ek 'n klein seentjie was, soos wat ek kan onthou het. Het ek 'n ma gehad wat nie was vir my, maar 'n pa wat nie baie van my gedoen het. En dit hier binnekant gebreek, halleluja. Dit het gebreek hier binne. Baie keer in die aand, dan sit ek alleen op my bed, dan huil ek, voor ek aan die slaap raak. Dan huil ek, dan wonder ek, wat het ek verkeerd gedoen? Is dat 'n kind? Meeste van die tye het ek gehad, het my ouma hulle my kom haal, so het my ouma, my opa basis, vir 'n baie lange tyd, was ek altyd by hulle. Halleluja. Het was 'n bietjie van 'n pleisje. Maar my opa, my ouma was baie lief vir my. Maar die wat ek in my gedra het, was seer. Baie seer. Dis onbeskryflik hoe sulke dinge mens kan seer maak. Halleluja. En het op 'n baie
die wêreld se voete rondwandel nie. En jy weet ons werk dit. Jy drink nou, so jy is nou sterk nou, halleluja. Beoudering van 15, 16, hang jy al net iets in die pas. Hang al uit in die pas. Jy veronderstel in skoolbank, dit is het halleluja. Soos ek 16 bereik, het ek genoeg gehad van alles in my lewe, genoeg. Van seer kry van alles, weet jy wat? Ek maak die besluit om uit die skool uit te gaan. Staan dit af. So het dit aangegaan. Ek was deur my eerste vrou regdeur gedrink. Naweek was ek in Kalankus. Kom op 'n Vrydagmiddag huis toe en dan sien ek my weer Sondag gesien. Sondag. Maandagoggend as jy opstaan, is hy kop vir jou so seer dat jy nie kan werk te gaan nie. Verloor jy in werk na die ander dag. Op jou einde van die dag bevind jy jouself, jy niemand. Jy niemand. Persone wat nie was vir jou, is weg allemaal. My ouma, my opa, my ma, allemaal is weg. Weg. Ons gaan hervormde kerk en geen kerk toe. Die word ons aangeneem en voorgestel. Geforceer. Jy gaan om die cherries te gaan kyk. Sal wel voor jy daar is. Jy gaan met jou die verkeerde doel om aangeneem en voorgestel te word. Halleluja. Sit in die kerk. Sit jy so lang so bak. Slaap jy die woordsraad en gaan as jy ekste. En raak jy so half weg. Ek nie by. Want as jy doodse stilte op in my kerk, en die enige kerk, die doodse stilte. Halleluja. As jy die spel so gaan laat val, dan weet jy kyk allemaal vir jou. Halleluja. So het het aangegaan. Ek het vir 2 jaar lang my hart en lewe vir die Here gegee. Vir 2 jaar lang. My skoonma was baie dank die Here. Die Here weet altyd van my. En my vrou gegee met 'n ma wat by dit is. Halleluja. Soos ek hulle te volks gedoop, 2 jaar loop ek die pad so. Jy miskien kom en ek val weer. En ek begin weer te drink. Want jy sien ek is alleen. Ek en my skoonma gaan alleen kerk met my vrou is. Hoor as ek vuur en vlam, as ek terugkom, en haar gesig, is nie soos wat het wees nie dan, sak jou op. Halleluja. Baie keer gebid en gesê, daar in my kerk, Here, laat my vrou kerk toe kom. Laat sy saam met my gaan. Sy was 'n partner saam. Maar het het nooit gebeur soos wat het moes gebeur. En die een aand, ek en sy sê mekaar uit. En die een aand maak ek 'n fout om na iemand te luister. En hy staan me voor in die wêreld. 15 jaar van my lewe weg. En het voel soos 'n oogwink. Soos 'n oogwink, hoor wat ek vir jou sê. Sê ek dan getuig die volgende. Baie mense wat getuig die volgende. Die tydperk wat die duiwel van jou steel, die 15 jaar wat van my al weg is, voel so seer. Ons het 'n vriendin
Kyk, jy het my kind beklei hoor. Toe ek bel het, was allemaal om my kind vat. Ek sê, jy vat nie om my kind. Dis hier my kind. Want ek het my kind goed gesorg. Dit was hy eerste en dan kom jy. Baie mense het dit rei, as jy jou kind vat. Dit is hier nog op probeer. En jy sien intussen dat hy seer nog steeds vast is. Halleluja, hy seer het nog nooit uitgekom het. En dan hou aan ons om saam met hulle kerk. Kom en sê, ja, so miskien gaan, ja. Jy is op 'n plek waar jy wil kerk. Dis die laaste plek, hy sê. Weet jy, gaan so sê, dat gaan allemaal vir jou kyk. Ek was hoog. So allemaal gaan vir jou kyk. So die laaste plek wat jy naartoe wil gaan, is die kerk. Halleluja. Jy wil veel eerder na die mense heen. En ek en my vrou, ek weet nie, die Here maak ons bekend in ons werk. Ek sê maar hoor, hierdie mense is baie opdringerig. So kom ons gaan net om hulle monde stil te hou, because we anders te pad sal en hulle ons kind. Halleluja, want jy weet ek nie eens so bereid. In die aand loop ons in die kerk. En ek sê, en dan bly ons in my sak, hoog. Sê my vrou, kyk hoe kyk die mense. Alweer die man kyk. Dis alles die doel. Halleluja. Is die duivel wat wil hê, jy moet uitgaan. Jy moet uitgaan. Jy moet in die kerk uitgaan. So hy sê vir jou, die mense kyk vir jou. En dan kyk die mense nie eens vir jou nie. Halleluja, almal is gefokus op die woord van die Here. Halleluja. Wie maak jou nou so belangrik dat hulle na jou wil kyk? Hulle kan nie, hulle baie beter ding om hulle self nie bezig te hou. En dis die woord. So kom het en ek kan nie eens tot vandag toe die woord van die Here onthou nie. Maar al wat ek weet, ek raak gesit. En ek sê, Here, ek is moeg. Ek roep nie. Ek is moeg. Ek kan nie meer met hierdie lewe koop nie. Ek kan nie meer met hierdie dwelms nie. Ek kan dit nie meer aan my kind doen en aan my vrou doen. Help my om uit hierdie verknorsing te kom. En ek het met die Here gepraat en ek het net gesels. Halleluja. En soos by die gees van die Here lei die pastoor. En die pastoor kom na my toe en hy sê vir my en vir my vrou, ek wil vir julle bid daai tyd. Dadelik in my bedwelming weet ek dat die Here gehoor het dit ek roep. Ek weet dit. The first time in a long time that ek in die kerk is. Ek staan daar en ek begin te bid. Eers my vrou gebid. My vrou val om, hy vat my en hy bid. En daar is so 'n warmte wat op my kom. En soos ek val, sien ek 'n wit lig. Halleluja. Hoor jy? Toe ek daar opstaan, onthou dit nog so goed soos vandag. Toe is daai hoogheid weg. Halleluja. En ek en my vrou na die diens en die bakkie geklip. En ons het afgery tot onder by die stop. Soos ons afgery sê ek wou hoor. Ek weet nie by jou, maar het is klaar met die goed.
die ryk oop, en ek gooi dit uit. En sy sê, onthou, daar is nie geld om nog te koop. Ek sê, maar dit gaan nooit gebeur nie. Halleluja, dit gaan nooit gebeur nie. Wat jy sien op daai oomblik, het ek 'n ontmoeting met die Here gehad, toe ek hom geroep het, en ek het hom gevra, Here, ek roep U. Halleluja, luister na my asseblief, Here. En die Here het my vrygemaak. Halleluja, dis die vervolging, is ek so bly, en ek skuld die Here my hele lewe, want ek uit die put uitgehaal. Wat niemand kon nie. Geen mens kan jou uit die put uithaal, behalwe die Here. Halleluja. So as jy die Here nie aanroep nie, gaan jy nie uit jou put uitkom nie. Halleluja. Waarom kry ek nou? Holy Spirit. Dankie, Here. Dis nou die gees van die Here. Halleluja. Voel ek bietjie los. So kan dit gebeur in elke situasie in jou lewe. Halleluja. Roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uitred en jy sal my eer. Halleluja. Nou net het gepraat van ken. Ken, die woord ken. Wat sê die woord? Maar die woordie wat begin met ken. Ken my, die Here, in al jou weë, en ek sal jou paie nie vol hobbels maak nie, maar gelyk maak. Halleluja. Nie potholes nie, niks potholes nie, gelyk maak. Halleluja. Maar ken my. So ek volgende vir jou vra, jy moet die Here roep, en jy moet hom ken. Halleluja. As jy hom roep, sal hy jou uitred deur enige situasie. Dis wat ek sê. Die mense moet leer om te roep. Dit help veel jy minag die Bybel, maar jy ag die wêreld. Hoor wat ek sê? Want daar buitekant is niemand wat jy kan help met jou situasie. Glo wat ek sê. Jy gaan verby jou kyk, gaan jou nie belemmer met hom belemmer met jou. Dis ongelukkig hoe die wêreld nou deesdae werk. Elke ou vir homself. Maar die Here het jou nog nooit verlaat nie. Ek en jy is geneig, as dit moeilik gaan, om hom te verlaat. Halleluja. Om hom net so 'n bietjie kant te stoot. Jy moet weet, die loan shark kan my nou dadelik help. Halleluja. So ek gaan eerder na hom toe gaan. Want as ek vir die Here bid, dan gaan dit nie nou dadelik gebeur. Halleluja, en ek het nou die finansies nodig, nou dadelik. Halleluja. Kom ek vertel u een ding volgende. Never underestimate the power of God. Halleluja. Met wie dit al gebeur? Jy staan in 'n spar. Nou soos jy nou by die til kom, ek voel, vanoggend voel ek dit. Die Here wys, daar's niks hier agter nie. Halleluja. Gewoonlik my wallet is hier vanoggend, ek wil nou 'n testimonie vir julle gee. Maar kom ek sê vir een ding vanoggend. Jy is die een wat hy situasie vandag kan heeltemal verander. Jy hoef nie. Hoor, waar kom vrees en al daai goed vandaan? Halleluja. As jy die vrees hou, wat gaan gebeur? Gee die duiwel 'n trofee.
Hy is die een wat vir jou leuns vertel, om vir jou te sê, dat jy nie bo uit gaan kom nie. Jy gaan dit nie maak nie. Nou glo jy hom intussen. Nou dan die kerk, nou glo jy hom intussen. Hoor ek is te ver weg. Jou laat ons hoor. Ek gaan nou vir julle iets sê. Wie sê ek wil niemand uit al volgen nie. Ek onthou dit so goed soos dag. Halleluja. Die Here het my memory gegee wat baie skerp is. Halleluja. Kom ek sê vir jou vandag. Moenie twyfel waar wees. Dis mense wat hier so sit vanoggend wat twyfel of die Here hulle regtig kan het. Moenie twyfel. Dan sou hy nie die woord gegee het. Roep my aan. Hy sou dit nie gegee het. Jy dalk vanoggend 'n verhoudingprobleem. Jy dalk 'n probleem in jou verhouding. Wie gaan dit opsom? Huweliksberader? Hy kan nie. As die huweliksberader God nie in dit instel nie, kan dit nie werk. Dis ongelukkig so. As jy nie die Here roep in die nuwe kar wat jy beplan om te koop nie, gaan jy die kar ry om die hoek en hy gaan breek. Want as jy die Here aangeroep het voordat jy die kar gekoop het hy 'n stok af voorgesteek en gesê moenie daai kar koop nie. Nee? Nee, ek wil nie gebrek word. Ek wil net dit deel, ek wil net ietsie sê. Jy gaan nou hoor, hoe lang terug is dit al? Jy gaan nou ietsie hoor. Ek is trots op hierdie vriend van my wat vandag gesit. Baie trots op hom. Want weet jy wat, unlimited. Hy dien die Here met sy hele hart nog die hele tyd aan mekaar. Hy maak nie so. Eendag kom ek by seun. Nou ons is jarelange vriende. Ons kom saam van Laerskool. Ek het my lewe en hart net vir die Here gegee. En op die oomblik toe ek nou aankom, toe weet ek hoe ek gevoel toe ek goed was en my hart is gebreek. En ek sê vir hom die seun, die Here, kan jy dit nog onthou? En hy bak hier daar bo op my Bybel. Ek sê vir hom seun, kom saam met kerk. Die Here sal jou genees van hierdie goed. Hy my genees. En ek testify eintlik aan hom wat gebeur het met my. En weet julle wat? Seun sê vir my, dis al te laat. Ek gaan nie dit. Ek sal nie sonder dit kan praat nie. Halleluja. Toe ons daar weggery, toe sê ek hier, asseblief, dis my vriend. Help, want ek weet wat as ek om haar te gewees het. Wie sit voor julle vandag? Amper 2 jaar. Jy gaan nou vir die 2 jaar. Halleluja. Kom ek sê die krag van die Here. Die krag van die Here. Sien dit sê, het die Here aangeroep in die situasie waarin hy gesit het. En die Here daai situasie gebruik om op te red. Halleluja. Dis die Here. Die Here is die Here. Halleluja. So hoekom roep jy hom nie volgend nie? Hoekom roep jy hom nie aan nie? Halleluja. Hoekom wil jy benoud wees? Hoekom roep jy hom nie aan? En as jy sukkel om hom aan te roep, wil ek volgend jy moet eerlik wees met jouself. As jy volgend voel, hierdie benoudheid wat ek mee sit, ek voel magteloos, dit voel of ek die Here nie kan aanroep nie. Wil ek volgend vir jou sê, ons gaan saam met jou bid vanoggend, halleluja. Ons gaan saam met jou intree. Halleluja. Wie sit vanoggend in 'n situasie
jy sit om met die ou karretjie. Of jy, wat 'n kar nodig het. Roep dit vanoggend, halleluja. Want jy weet, as jy die Here aanroep, gaan jy die regte kar kry. Halleluja. Jy gaan die regte kar kry. So ek wil volgende hê, ons gaan opstaan. En ons gaan bid. Jy wat vanoggend voel, jy sit in hy benoudheid. Wil ek hê dat jy voordat jy kom, ons wil graag vanoggend saam met jou bid, halleluja. Want jy sien, die krag van gebed dra baie groot krag. Halleluja. So ek wil hê vanoggend is, jy moet nie twyfel waar jy sit, om nou te sê, miskien kan die Here my help, of hy kan my nou nie help. Moenie twyfel. Moenie vanoggend twyfel. Dit is tyd dat ons moet glo dat die dinge in werking gaan kom. Halleluja. Ek sien is daar een persoon wat hulle kop is stik volgend. Halleluja. Wil ek kom gaan voor? Kom jy ons met jou die koos ons aan. Halleluja. Kom ons gaan net al ons sit volgend, wil ek hê. As jy die gebed nodig het, die sak, net jou effect praat met die Here, halleluja. Ek wil volgend met iemand iets sê. As jy bid vir dit, glo vanoggend dat jy dit klaar ontvang het. Halleluja. Moenie bid vanoggend. En as jy hier gaan sê, miskien gaan dit gebeur, of miskien gaan dit gebeur, of miskien gaan dit gebeur. Gaan vanoggend uit en sê, hoorie, dankie Here. Dankie Here vir my seëning wat ek vanoggend gekry het. Ek eer U daarvoor. Sê dit. Sê dit. Stel dit met soos Callie se skoonpa. Kyk julle boodskap wys. As julle 'n bietjie terug gaan julle sien wat ek gesê het. Dan sê ons bid vir hom in die begin. Toe sê ek vir Tannie, hy is klaar genees. Want jy sien, dit wat jy spreek, kom oor. Soos jy genesing uitgespreek het, is genesing klaar gedoen. Halleluja. Daar kom hy môre uit die hospitaal. Want die genesing is klaar gedoen. Amen. Hoeveel keer sien ons dit nie? Hoeveel keer sien ek en jy nie hierdie miracles wat voor ons oë gebeur, maar ons bly nog steeds negatief. Halleluja. Amen. Hoeveel mense word in hierdie dag van vandag genees van kanker, genees van siektes, genees van dit, genees van dit. Die Here se genesende hand is op oor ons. Ons moet begin glo en dit begin toepas in ons lewe om te glo. Glo dat jy dit klaar gekry het. Sê vir die Here nou al dankie. Al het jy dit nou nog nie in jou hand. Sê vir hom klaar dankie want dit gaan gebeur. Dit gaan gebeur. Ek wil een diens wil ek bietjie 'n woord gee oor huis uitsal. Dat die mense weer kan verstaan waaroor huise uitsal gaan. Amen. Ons kry daagliks, elke week, kry ons mense wat ons vra om salf ons huis heen. Maar ek kom nie. Moenie my verkeerd verstaan as ek vanoggend sê, ek gaan nie na jou huis, ek gaan net nie uitsalf nie. Ek sê nou sê hoekom. Nou gaan ek salf jou huis uit. Selfs met jou oor die Here. Alles. Jy salf jou huis uit, maar die duiwel is nog steeds by jou. Amen. Hy kan vlieg. Hy pastoor, hy kan vlieg. Jy kan hom uitdryf. Die naweek kom, dan nooi ek hom terug, of ek nooi hierdie ou terug. En dan kom hy 7 keer sterker terug.
Halleluja. So dan val jou huis in die fondasies. Halleluja. Waar stukkies nou afgeval het, val die hele huis uit mekaar. En jy weet nie hoekom. So ek wil een Sondag 'n woord gee oor dit. Oor dit. Dat die meeste van die mense sal verstaan waaroor dit gaan. Hoor die salwing van die Here is baie groot. Ja, amen. Kan julle nog onthou in die kerk? Ek help iemand wat in nood is. So intussen het die Here my nou al bietjie geseën. Ons bly nog steeds in 'n hokkie daar op Alton. Ons mense wat weet kan aanhou. 'n klein hokkie. Maar 'n klein hokkie vol liefde, want die hele kinders was altyd daar binne in 'n klein hokkie dat jy amper nie eens kan draai. So kry ek my tweede kar, daar kom gelukkig ek kry 'n tweede kar, 'n Golf, 'n Jumbo Golf GTI. Iemand van ons familie is toe in 'n krisis. Hy en sy vrou kan nie by die werk kom nie. En ek dog toe, kom ek help hulle. Here wys my, help hulle. Jy vat 'n stuk in 'n kar. Gee jou kar wat ry as jy gee weg. Nou, maak ek hom maar so stukkie weg. As ek baie praat op hierdie kar. Maar ek vergeet een ding. Die Here is mos nie daar by die kar. Ek het nou wel gedoen wat hy my gevra het, maar ek het die kar net gekry. So, hy is nou reg. Dankie Dor, ons ry. Ek en my vrou sê Woensdag aand. Kom ons van die werk af, nou ry ons met die meer. Nou moet ek Alton toe, en ons moet terugjaag, ons net gaan aantrek en terugjaag, om betyds nie wees van die bid nie. So trek ek al by Selwys net weg, nie eens vandag nie. Hardloop hou voor my kar. Boem! Julle windscreen aan, lê binne in die kar. Die ou lê daar. Hoor? Ek sê julle weet maar net saam met die eers was ek baie kwaad. Kyk hoe lyk die kar? Ek is so kwaad. Die Here het my vergewe daarvoor ek nog vergifnis voor. Ek sê ek ry sommer oor sirkel. Ek het soveel tyd in die kar ingesit. Kyk hoe mooi is hy. Wat gebeur het? So gaan ek. Kar stikken, ek ry Alton toe, maar ek sit in die buitekant van die rykant die glaasstukke waai. Die ou het 5 minute gesukkel om hom aan die gang, of 10 minute gesukkel om hom aan die gang te kry. En een van my vriende, hy werk 3 jaar in die volk, hy bel my, hy sê vir my, hoor, die ou het nie gemaak. Intussen kom die pastoor sommer na die ongelukstoneel toe. Ek bel hom, ek sê hom, hoor, ek kan dit nie maak vanaand te bid hier nie. Maar hy was so gefokus om ons te help, dat hy seker maar gedink het ek nog. Toe ek sien toe die pastoor daar op die ongelukstoneel. Nou wag ons. As die polismanne nie. As die CPF mense nie. So gaan ek, ons gaan huis toe, maar bid hier toe het ons nog steeds gegaan, want ons het ons nog die bakkie. So ons was laat, maar ons het bid hier toe gegaan. Ek ry en kom hier so, maar kom net reg, ek kom hier by 14th Avenue op, waar staan ek by die robot? Niks fout nie. Ons is Boksburg toe gewees teruggekom. Staan so by die robot, ek word net, boah! Groot explosie, ek sien net stoom. En dog vir myself nou wat nou? Soos die tyd aan my gaan, wys die Here vir my. Wie se kar was dit? Wie se kar was dit?
Het jy al 'n bietjie gedink om hom net bietjie te salf? Ja, toe die Here my daai woord gee, ek bel my geestelike man. Ek sê, hoor die moeder, jy moet kom help. Hierdie kar moet ons nou salf, van tyre tot tyre, van rim tot rim, engine, binnekant, buitekant, oor ons stond, moet hom eintlik doop in die woord. Want jy sien, een van my vriende het ons uitgenooi Kaap toe, maar met die bakkie is te klein, ons kan nie allemaal met die bakkie ry Kaap toe nie, so ons moet met die BM ry Kaap toe. Sal vir julle sê, ons het die kar klaar gesalf. Ons het Kaap toe gery, ons het teruggekom. Nie so probleem. Nie so probleem. Ek het die kar verkoop sonder so probleem. Halleluja. Net omdat die Here, ek die Here gevertrou het en geglo het dat hy daai kar skoon kan maak, halleluja. En dat ek in hom vertrou het. Ja, ons het 'n haas geslaan en dakkels geslaan. Maar daar het niks gebeur. Daar het niks gebeur. Dis hoekom ek sê, as die Here in 'n saak stel en jy niks, dan sal dit vir jou uitwerk. Dit sal uitwerk ten goeie. So ek wil hê vanoggend, jy moet ophou stres hierdie week. Oor dit klein dingetjies. Want hy klein dingetjies word groot dingetjies. So ophou stres. Roep jy die Here aan en sê, Here, hier is my probleem. Sorteer U dit uit. Sorteer U dit vir my uit. Want dan weet jy, het gaan baie mooi uitgesorteer word. Jy in jou besigheid. As jy besigheid vanoggend het, roep die Here aan in jou besigheid. Roep hom aan in jou besigheid. En hy sal voorsien vir jou. Halleluja. Nu kom en jy sê, jy wil nou voor môre miljonair word. Daar, die Here sal jou seën op sy tyd, soos wat hy dit wil doen. Halleluja. Kom ons gaan vertrou die Here die week. Halleluja. Kom ons gaan op pastoor Gerry vra. Hy het nou vandag geluister na my, so ons kan hom gou vra en ons gaan afsluit met gebed. Halleluja. Kom ons saam begin. Hemelse Vader, ons is bewus met wie en van wie ons praat. Ons het die teenwoordigheid gewaar met die diens, Here. Here, daardie woordjie Immanuel beteken God met ons, Here. Ons dank U bo alles, Here, dat U teenwoordigheid het die hele diens gedra. Baie dankie dat U knegt hierdie môre daardie wonderlike woord gegee het, Here. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, kom. En dit was vir ons 'n oomblik gewees vanmôre, Here, waar U met elkeen van ons gepraat het. My gedagtes het ver gegaan, Here. Gedink aan daardie koortjie digter wat gesê het, op die ashoop van die lewe het ek gelê, stikkend soos 'n lamp op, en gehoop dat iemand my sou sien. En Here, vanmôre het dit so duidelik geword. Daardie iemand wat ons sal sien, sy naam is Jesus. Amen. En ek dank U vanmôre vir elke kosbare siel wat hier is, Here. Vanaf jou klein kindertjies, Here, tot die oudste hier. Ek dank U, Here, dat ons vanmôre kon drink in die fontein van die lewe. Dat ons die woord kon hoor, dat ons kon sing. Daar's ander wat op hierdie oomblik besig is om te sterwe. Ander, soos pastoor gesê het, Here, wat hoog is, Here. Daar's ander met wie dit baie sleg gaan, Here. Maar vanmôre, Here, kan ons sê, hierdie het vandag vir ons geword, niks anders as die poorte van die hemel nie. Bethel, niks anders as die poorte van die hemel nie. En ek wil bid, Here, dat elkeen wat vanmôre U woord gehoor het, dat ons dit sal vat, dat ons dit sal eet, Here, dat ons dit sal bedink, dat ons dit sal uitlewe, Here. Wat baat dit, Here, as ons U woord hoor, en ons doen dit, Here.
Help elkeen van ons dan vanmôre, Here, om te wees wat U wil hê ons moet wees. Seën elkeen onverdienstig, gaan saam met ons, hou ons in die holte van die hand, Here, en ek wil bid dat die bloedkleed ons sal bedek tot volgende Sondag, Here, dat mens weer by mekaar. In Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie.